Kom ons blaai vanoggend na Job, hoofstuk 23. Ek gaan ons voor in gebed. Onse Vader, ons het aan die begin van die diens bely dat ons weet dat U hier is, want U is alomteenwoordig. Maar U is op 'n besondere manier teenwoordig daar waar mense in U naam vergader. En dit is 'n erediens, nie 'n vergadering nie. En daarom, Heer, is dit besonder dat ons as U gemeente hier kan wees om ons God te kom dien. Dien met ons liedere, ons gebede, ons dankoffer en ons hier wees, maar ook dien deur te luister met aandag na U woord, dit ons eie te maak en dit uit te leef. En Here, nou verstaan almal van ons Afrikaans, so verstaan kognitief wat gesê word, dit sal gebeur. Maar ons weet ook dat ons gedagtes so maklik afgelei kan word deur dinge by die huis, dinge in die wêreld, dinge by die werk, dinge in my lewe. En daarom bid ons dat U ons gedagtes gevange sal neem, Gees van God. En dat ons in hierdie paar minute regtig sal kan luister na wat U sê. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. 23, toe het Job weer gepraat. Ek kla nog steeds uit. Ek kan nie ophou kla nie. As ek maar geweet het waarom God te vind, sou ek na sy woonplek toe gaan en my saak voor hom lê, my pleidooie aan hom stel. Ek sou van hom antwoord probeer kry. Probeer verstaan wat hy vir my wil sê. Hy sal tog nie met sy groot krag teen my 'n saak voer nie. Hy sal my dit nie aandoen nie, want dit sou 'n opregte mens wees wat daarvoor hom pleit. En ek sou vir altyd deur my regter vrygespreek word. Maar gaan ek na die ooste toe, hy is nie daar nie. Na die weste, ek kry hom nie. Sou hy in die noorde aan die werk wees, ek vind hom nie daar nie. Sou ek na die suide toe draai, ek sien hom nie. Hy ken my pad. As hy my toets, is ek so suiwer goud. Ek volg hom waar hy gaan. Ek hou op sy pad en draai nie af nie. Sy bevel verontagsaam ek nie. Ek heg meer waarde aan sy woorde as aan my eie begeertes. Hy bly dieselfde. Wie kan hom teenstaan? Wat hy wil doen hy. Wat hy oor my besluit het, sal hy doen, wat sy planne met my ook al is. Daarom staan ek vreesbevange voor hom. Ek probeer verstaan, maar ek bly hom steeds vrees. God het my weerstand afgebreek. Die Almagtige het my met angs vervul. Maar in hierdie donkerte het ek nie stil gebly nie, in hierdie duisternis wat my oorval het. Die boek Job leer vir ons die lewe ons ook leer. En dis doeteenvoudig dat om 'n gelowige te wees, beteken nie 'n seepgladde, voorspoedige, voor die wind lewe sonder enige probleme nie. Die enigste mense wat dit ooit beleef het, was waarskynlik Adam en Eva, voordat hulle die rug op God gedraai het. Al wat verskil tussen ons wat hier sit, is die intensiteit van die probleme wat mense ervaar. Dit wissel van probleempies
wat jy sommer so in jou daaglikse lewe hanteer, klein dingetjies, wat 'n bietjie pla, soos 'n speedbump in die pad, tot traumatiese ervarings wat die wêreld vir jou op sy kop draai. As jy kyk hoe jou beeste se geraamtes op jou stofdroë plaas lê, daar is nie kos nie, daar is nie water nie, daar is nie reën nie. Dan beleef jy trauma. En wat is trauma? Wanneer is iemand regtig getraumatiseer? Wat doen dit aan 'n mens? Jones skryf in sy boek Trauma and Grace, 'n traumatiese gebeurtenis is 'n bedreigende ervaring waardeur mense oorweldig word deur hulle eie hopeloosheid en hulpeloosheid. En ek dink dis miskien wat 'n groot deel van ons land se boere elke dag belewe. Oorweldig deur 'n gevoel van hopeloosheid en hulpeloosheid. So iets, en koppel dit nou maar aan enige traumatiese gebeurtenis in jou eie lewe, bietjie groter as 'n papbattery of 'n papband in jou kar, wat almal van ons van tyd tot tyd tog ook maar tref, koppel dit daaraan, dan sal jy sê, trauma laat jou onmagtig voel. En dis een van die verskriklikste dinge wat met jou kan gebeur. Want die een ding wat 'n mens nie wil doen nie, is om onmagtig te voel. Jy voel jy's nie meer in beheer nie. Jy's 'n toeskouer. Jy's 'n slagoffer van dinge wat doeteenvoudig oor jou spoel en met jou gebeur. En nou is die slegte ding, vriende, as trauma nie hanteer word nie, dan lei jy aan, ons ken dit, traumatiese stressyndroom, maar as trauma nie hanteer word nie, dan word dit vererger deur die feit dat jou liggaam begin agteruit gaan. En net op die punt 2 interessante opmerkings. Alzheimer pasiënte lewe 1000 jaar lank. Hulle harte klop, hulle liggame gaan aan, want daar is geen stres meer nie. Hulle worry nie soos ek en jy oor môre, en oor ISIS, en oor my pensioen, en oor die rand wat tuimel, en petrol, en nie iemand sê vir my wat by so 'n plek werk, petrol gaan baie duurder word. Is dit so? Weet iemand waar ek 'n perd kan kry? Hulle is nie bekommerd daaroor nie. Vrouens is baie meer geneig om hulle trauma te hanteer deur te praat en te huil en te skree en te kere gaan, en dan sê die mans, ag, moet nou net nie huil nie. En wat gebeur, dames? Julle sit stoksiel alleen in die ouete huise, want die bekommerende sterk ou mans, die is onder die kluite. Want ons hanteer nie daai gevoelens wat hier binne in ons sit. Wanneer trauma nie hanteer word nie, dan begin jou liggaam agteruit gaan. Wesjuwels gemeente, in die algemeen, eet hulle frustrasies weg. Want die ouens sê, jy soek troos in kos. En nou het ek het ergens gelees, dames, nie ek nie, nie Petser sê nie, ergens lees hulle, dat vrouens dit nogal doen. As jy 'n bietjie 'n fight met jou man het, dan eet jy 'n slice stert, is dit so? Katrientjie, werk dit so? Kyk, gelukkig is ek nie so lief vir tert nie, maar weet jy hoe lekker eet jy stres weg met 'n chop? Ander, met ander woorde, daar kom 'n eetversteuring. Ander hou op eet. Jou aptyt word al hoe minder. Jy voel jy kan eenvoudig nie hierdie stukkie vleis inkry nie. Vanweë die trauma. Jou weerstand neem af. Elke tweede kiem waarmee jy in aanraking kom, val jou aan. Dit het met Job gebeur. Sy vel het oopgebars. Hy het oral daar gesit met etterende swere waarin die vliee kom aanpak het.
vanweë sy trauma. Ons lees dit het later so sleg gegaan met hom, dat hy vel en been was, sy tande het uitgeval, sy asem het mense gewalg, sy naaste vriende en familie het hom vermy, kinders het hom gespot. Lees ons in hoofstuk 19. Die oorsaak ken ons natuurlik. Die ramp waarmee sy verhaal begin in hoofstuk 1. Mense uit Skeba het Job se osse en donkies geroof en sy slawe vermoor. Net een het ontkom om die nuus te kom gee. En terwyl hy nog praat, kom die volgende een met die boodskap: weerlig het die kleinvee en die wagters doodgeslaan en verbrand. En hy was nog aan die praat, toe kom daar 'n ou en sê vir hom: "U seuns en dogters het partytjie gehou in die oudste seun se huis en 'n stormwind het die huis op hulle laat val. Almal is dood." Dink vir 'n sekonde aan jou kinders. Of die kinders wat Jacques en Melanie nog gaan kry, en Anthony hulle nadat hulle getroud is. Dink jy wat jy het? Dink Joe, al drie ewe skielik mors dood. Ek dink nie 'n mens kan dit vir jou beskryf nie. Ek dink nie mens kan dit beskryf nie. Onheil het ons soos branders getref, en dit word net al hoe intenser en intenser en intenser, en daar sit hy op die ashoop. Mense het maar in die ou tyd kinders, as dit sleg gegaan het, as op jou kop gegooi, om vir die wêreld te wys, dit gaan nie goed met my nie. En natuurlik is dit so, broers en susters, dat vir elke mens sy individuele stukkie swaar kry, swaar is. En ons doen dit baie keer met mekaar. Ek troos nou, Mariska se kerel skryf haar af, en sê ek, ag toe maar man, jy is daar nog nie getroud gewees nie. Ons wil altyd vir mekaar sê, daar's ander ouens met wie dit erger gaan. Maar as jy nou mooi daaroor dink, is dit 'n simpel ding om te doen, want vir elke ou is sy trauma erg genoeg, daarom is dit trauma. Maar ek dink hierdie is iets verskrikliks. Ek dink dis regtig iets verskrikliks. Die man wat die rykste was in die ooste, skielik niks. Kinders eenslag dood. Sy vriende beskuldig hom, in hoofstuk 22, Elifas, onderwerp jou aan God, dan sal jy in vrede leef en voorspoed hê. En dis wat Job die hele tyd sê, ek het dit gedoen, ek het dit gelewe, maar kyk wat gebeur met my. Sy vrou sê, vloek God. So Job se hele ondersteuningsstelsel is weg. En sy gemoedstoestande varieer so dat 'n ou verskillende uitbeeldings van Job in dieselfde hoofstuk kry. Die een oomblik is Job die een wat onderdanig bly. Die volgende oomblik is hy die een wat God bevraagteken. Is hy die een wat God later 'n bietjie uitdaag. Dit lyk in hoofstukke 23 of 24 of hy vir God tot 'n hofgeding wou daag. Asof hy God onder kruisverhoor wou neem oor sy afwesigheid en onregverdigheid. Dink bietjie as jy ergens in die bosveld staan met jou gevrekte beeste, die van julle wat op PW se Facebook is, sien die foto's wat hy stuur van die wild wat daar dood lê, en jy bid en jy bid en jy bid, sou jy nie God ook 'n bietjie wou bevraagteken? Sou jy nie ook 'n bietjie wonder oor wat aangaan? Maar nou wil hy God voor die hof daag, en God daag nie op nie. Nou as ek nou seker maar daai mooi storie vertel wat jy gesê het, en as ek nou nie heeltemal reg praat nie, vergewe, dat ek nou nie 'n goeie storie met feite opvoeter nie, maar Naas vertel dat daar 'n ou is wat voor hom moes verskyn in die hof, en daar kom toe 'n sieke sertifikaat aan, letterlik, en ek bedoel, dis nou 'n landros wat praat, landros te lieg nie,
En op die sertifikaatjie staan, die dokter het gesê, hy kan nie teenwoordig wees in die hof nie, because he thinks too much. Toe sê die wrede Orlandros, and I think he's in contempt of court, go and arrest him. Nou God daag nie op nie. Hy soort van in contempt of court, toe Job hom opdaag, hy is nie daar nie. Nou sê Job, hy het na hierdie getuie van hom, hierdie ou wat hy nou wil hof toe vat, in alle windrigtings gesoek, oos, wes, noord, suid. Hy kry God net nie, en dit is seker die grootste nood vir 'n mens in ellende. Dalk was jy al daar, dat jy so in nood was, en dat jy so groot met God wou praat, of so graag, om te hoor, waar is die probleem, wat kan ek doen om dit reg te maak? Maar dan sê mense vir jou, ek bid in die dak vas. Dit voel vir my asof ek nie kontak het met God nie. Job beweeg in sy toespraak van brutale eerlikheid na verlange, na desperaatheid, na magteloosheid, na wanhoop. Ek sê weer, waarskynlik soos die boere. Hy sê in vers 16 en 17, hy wil in die donkerte verdwyn. Hy wil nie meer die honger en dors, loeiery van die beeste hoor nie. Presies dink ek wat met duisende boere aangaan. Dit herinner 'n mens aan Psalm 22. My God, waarom het u my verlaat? Waarom bly u so ver as ek roep om hulp? So ver om my versigtinge te hoor? Elke dag roep ek tot u my God, maar u antwoord nie. Was jy dalk al eers daar? Elke nag roep ek, maar daar's geen rus vir my nie. Job het aanvanklik gereageer op vriend Elifas se aanklag dat die ellende in sy lewe as gevolg was van sonde. Hy was verhard teenoor sy naaste en hy bevraagteken God se besorgdheid oor die aarde. Maar later kom soek Job nou 'n regter. Hy pleit vir 'n verhoor deur God, want hy glo met sy hele hart hy sou onskuldig verklaar word as hy voor God moet kom, want hy sê God. En wanneer God wel later van tyd in die boek aan Job verskyn en 'n storm gebeur het op God se terme. En nou kan 'n ou aanhou met Job se trauma, wat leer ek en jy daaruit? Ek dink eerlikwaar as 'n ou na Job kyk, moet jy sê, hy was op die regte pad. Hoekom sê ek? Hy bly getrou aan God op sy pad. Dwars deur alles, die opstand, die alles, bly hy getrou. Gisterand by Dries se seun se troue, is daar 'n ouetjie wat ek lanklaas gesien het. En hy kom na my toe en hy vat my sommer so om die skouers en hy begin huil en hy sê, ek het die afgelope jare van die bus afgeval. Want daar dinge in my lewe gebeur, en ek het God kwaadlik geneem. En dit gaan van erg na erger. En nou moet ek oom kom sien. Job doen dit nie. Ten spyte van swaar sy aanmoediging om God te verloon van sy vrou af, bly hy op God se pad. Hy raak nie aan die vloek nie, hy raak nie aan die drink soos hierdie ouetjie nie. Getrou leef hy volgens die wil van God. Hy kry nie stilstuipe nie, hy gee nie op God nie. Vriende, hoeveel keer as dit swaar gaan met mense, sien jy iewes skielik die plekkie is leeg. Dis 'n tipe van 'n stilstuipe opstand teen God. Nou kom ek nie meer hier nie. Nou kry ek nie meer gebid nie. En as nie baie ver van daar af nie, dan bal jy vuisies boontoe. Die tweede ding, goed, 1, hy bly getrou.
Die tweede ding, hy bly soek na God. Hy soek nie die oplossing in drank of dwelms of wat anders ook al. Hy weet sy hulp en sy oplossing is by God. Niks en niemand anders kan hom help nie. Niks of niemand anders kan sy lot verander nie. Hy gryp vas aan God want hy weet net God kan verlossing bring. Dit staan vir hom soos 'n paal bo water. Dis 'n feit soos 'n koei en niks of niemand, geen omstandighede nie, geen vriende nie, nie sy vrou nie, gaan hom anders oortuig nie. En derdens, hy anker homself vas aan God. Hoofstuk 19 vers 25 sê hy, ek weet dat my verlosser leef en dat hy aan die einde op die aarde sal staan. En dan interessant, broers en susters, die eerste keer in die Ou Testament, die eerste keer in die Bybel, benewens vir Daniël wat baie later geskryf is, net die twee plekke, Job hier en Daniël, sê hy, nadat my liggaam vergaan het, sal ek God sien. Ek sal homself sien. Ek sal hom sien met my eie oë en die gedagte oorweldig my. Tot op daardie stadium in die verloop van God se openbaring aan sy mense, het hulle geglo, jy gaan hier dood, dis dit. Daar's nie 'n lewe na die dood nie. Daniël, wat 'n baie vroeë boek is, hy's net voor die begin van die Nuwe Testament geskrywe, daar lees ons iets van opstanding uit die dood, en Job hier. Die hele teologie, die kerk, alles in daai tyd het gesê, lewe eindig hier. Job kon dit nie aanvaar nie, want hy sê, God is regverdig. Ek het regverdig gelewe. Hoekom straf hy my dan so hier op aarde? En die Gees openbaar dit vir hom, dat hy sê, as my liggaam vergaan het, sal ek God met my eie twee oë sien. En maak hy die eerste geloofsbelijdenis in verband met lewe na die dood, wat ons in die Bybel kry. Sy ankerpunte, hy bly aan God getrou. Daar's nie 'n ander pad nie. Dis net God wat uitkoms kan bring. Ten spyte van El Niño en La Niña, wat veroorsaak dat dit lyk soos dit lyk. God het, Christus het, gewys dat hulle beheer het, ook oor die natuurmagte. Hy kan El Niño of La Niña, wat hy ook al nou aan die gang is, gebruik om mense tot besinning te bring. Hy kan dit ook verander. Onthou julle vir Elia op die berg na die droogte. Hy kan uitkoms uit die nood bring, selfs al is die uitkoms nie dadelik soos ek dit wil hê of verwag nie. Nie vir die land nie, nie vir die wêreld dalk nie, nie vir jou nie. Selfs al is die uitkoms eers na die dood, bely Job. Een ding is vir hom vas en seker, sy verlosser leef en hy glo dit absoluut, al is sy omstandighede haglik. Die tweede ankerpaal is sy geloof. Hy glo absoluut onwrikbaar. God gaan uitkoms bring, nou of later. As dit met jou swaar gaan, plaas jouself in Job se verhaal. Nie sy skoene nie, want nie een van ons kan eintlik in 'n ander ou se skoene staan nie, want jy weet nie hoe hy of sy trauma beleef nie. Plaas jou in Job se verhaal.
En weet, die Gees van God staan by jou. As jy soos ek oor Suid-Afrika vroeg, is seker die enigste land waar universiteitseksamens net afgestel word. Wat 'n grap. As jy daaroor vroeg, as jy vroeg oor jouself, as jy vroeg oor jou kinders, God sal jou nie in die steek laat. God sal ons, sy kinders, ook in Suid-Afrika, nie in die steek laat. En hou moed. Want Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig, met die selfboude kinders dit vir my kwoteer, met wat in jou gedagtes aangaan. Want dit bepaal jou hele lewe. Amen. Ek het vir 2 van ons lidmate gevra of hulle nie vir ons wil lei in 'n gebed rondom die droogte en die situasie in ons land nie. Fani en Katrien. Katrien, wil jy ladies first hê? Die senuwees bietjie in orde kry. Asseblief, Fani. Ja. Vriende, en dit is wat ons gevra is om te doen en ons kan eintlik niks anders nie. En daarom, Fani, Katrien en elkeen van ons by die huis, dit is 'n krisis. Ek het nou die dag gesê, ek was in Durban en die palmbome word geel. En ek het dit in al die jare wat ek daarna toe gaan en dit gesien het nog nooit beleef nie. Fani, asseblief. Ons Hemelse Vader, ons is hier vanmôre in die eerste plek om U te verheerlik, want U is die Heilige, die Ewige, die God van hemel en aarde, U wat alles gemaak het en dit onderhou. Here, voor U was daar geen God nie, en na U sal daar geen God wees nie. En daarom eer ons U en verheerlik ons U, Here, waar ons die hoofde voor U buig. Hemelse Vader, U ken die omstandighede ook in hierdie land. U sien dit elke dag. U ken die mense en U ken die mense hart. Here, U weet hoe staan ons in hierdie land ook skuldig voor U. Skuldig, Here, omdat die woord nie uitgedra word nie. Skuldig, Here, omdat ons die oortredinge voor U nie om vergifnis vra nie. Ons bely dit nie voor U nie, Vader. Soveel, Here, gaan verby. En ons spreek dit nie aan nie. Hemelse Vader, U woord leer vir ons. Vader, dat U in die groot genade liefde betoon, maar Here, dat U ook sal straf as dit nodig is. Ag Here, en daarom weet ons kry hierdie aarde ook swaar. En daarom verootmoedig ons as 'n gemeente voor U vanmôre, Here. Kom ons voor U in die groot genade, Vader, en ons vra van U, Here, vergewe ons. Here, reken ons die kwaad nie toe nie. Verwyder ons sonde so ver as wat die ooste verwyder is van die weste. Here, U woord leer vir ons. Soek allereers na die koninkryk van God en die ander dinge sal bygevoeg word. Die belangrikste is, Here, dat ons U moet ken in alles. Here, ook in hierdie saak ken ons U vanmôre. Weet ons, Here, is dat ons hulp van U af sal kom. En ons vra in die groot genade, Here, raak ook hierdie wolke met U hande aan. Ag Here, daar reën sal val om die aarde nat te maak, om die damme vol te maak. Dat hierdie droogte gebreek sal word, Here, U sien uit die hemele woning, sien U hoe ellendig dit gaan. Hoe ellendig met die diere gaan. Here, hulle wat geen sê het nie, Here wat nie kan bid nie.
hulle wat nie kan vra nie. Ag Here, ook raak elkeen aan, hierdie aarde, die mens, raak dit aan in die groot genade. Lei vir ons ook daarin, Here, dat ons nie daarin sal roem nie, dat ons dit nie sal gebruik om onsself te verryk nie, wanneer daar die reën geval het nie, maar Here, om terug te kom en dankie te sê, en om U te verheerlik en die naam groot te kan maak, en te sê, dankie Here vir die goedheid, dankie Here vir die reën wat U stuur, vir die vergifnis, want dit het gegaan om vergifnis. Lei ons Here om die knie elke dag voor U te buig en elke dag te bely, dat U die ewige God, die almagtige Vader is. Vader, sien ons raak. Neem ons gebede aan in die groot genade. U is ons God in die hemel. In Jesus Christus se naam vra ek dit met dankbaarheid. Amen. Onze troue Heer en Hemelvader, Skepper van hemel en aarde, liewe Heer, ons lewens is in U hande. U het ons geskape en U het vir ons die opdrag gegee om die skepping op te pas, om dit te versorg. En liewe Heer, ons val so verskriklik daarin. Liewe Heer, daar is soveel mense wat net vernietig, wat net aan hulle self dink. Ons wil dan ook vanoggend hulle aan U kom opdra, liewe Heer. Liewe Heer, dat hulle denke sal vernuwe, dat daar iemand oor hulle pad sal kom, wat ook hulle sal lei na U toe. En dat elkeen van ons, liewe Heer, wat U aanbid as ons Hemelvader en enigste God, dat ons ook onsself en hulle sal opdra aan U in gebed. Ja, liewe Heer, dat ons sal lewe volgens dit wat U vir ons kom wys het, U vir Jesus gestuur het, om hier op aarde tussen ons te kom wandel. Dat ons mekaar in liefde sal opdra, liewe Heer, dat U ons sonde sal vergewe, liewe Heer, en dat ons ook deur ons lewenswyses ander sal lei om die regte pad te loop. Ja, liewe Heer, dat ons die booswigte wat so verkeerd doen, liewe Heer, ook deur ons lewenswyses nader na U toe sal trek. Ja, liewe Heer, want sonder U is ons niks. U is ten volle beheer van U skepping. U het dit so 'n wonderlike lewensketting gemaak. En U is in beheer van son en wind en reën. En daarom wil ons dan ook in hierdie oggend ons voor U kom verootmoedig, liewe Heer. En U kom vra, wees ons genadig. Wil U ook reën skenk, liewe Heer, daar waar dit so nodig is. Liewe Heer, waar die boere nie kan aangaan om te verbou en te produseer nie, liewe Heer, waar diere so swaar kry, omdat daar vir hulle nie kos of water is nie. Wil U ons genadig wees, liewe Heer, en ook daar uitkoms gee. Liewe Heer, ons wil ook ons beskermingsdienste in hierdie oggend aan U kom opdra, want soveel dinge gaan verkeerd in ons land, en sonder daardie beskermingsdienste is ons in soveel gevaar. Maar liewe Heer, ongelukkig is daar ook in die beskermingsdienste mense wat daaraan dink net om hulle self te verryk en nie te beskerm nie. Gee daarom ook, liewe Heer, dat hulle werk sal doen, soos wat dit vir hulle opgelê is. Gaan dan ook so met ons, liewe Heer, dat ons sal gaan wandel in 'n wêreld wat so donker is van die sonde, en dat ons die lig sal gaan laat skyn. Vergewe ons dan ook al ons sondes, liewe Heer, want ook ons wat U naam bely, wat as Christene leef, fouteer nog so dikwels, en dat ons ook in die bose wêreld daar buite sal uitgaan, en U groot gebod van liefde sal gaan uitleef. Liewe Heer, ons vra hierdie dinge nie, omdat ons enige iets daarvan ooit kan verdien nie, maar enkel en alleen wat ons weet, hoe groot U genade vir ons is, met danksegging in Jesus naam. Amen. Baie dankie Katrien en Fani. Kom ons vra die diakens om ons dankoffers in te samel. Met 'n onverdeelde hart bring ek lof aan U, met 'n
God, U is my vrede. U is my lig, my bron van krag. U kleed my met heerlikheid. U kroon my met majesteit. U is my God, 'n God wat wonders doen. Wysheid en krag heers op U troon. Lam van God, my vredevors, middelaar wat my bewaar.